Ek moet julle vandag vertel van die groot geheim in die Bybel. En ek wil vir julle vertel van die tropganse wat nie wou vlieg nie. As 'n mens vir iemand sou vra, wat is die groot geheim in die Bybel? Dan is dit nogal 'n vasvraag. As jy vir hulle sou vra, wat is die groot gebod en wat is die groot opdrag, dan is die antwoorde maklik, want die groot gebod, Matteus 22 is, jy moet die Here jou God lief hê met hart en siel en jou hele verstand en al jou krag. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit weet ons, groot gebod. Die groot opdrag is, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Dit weet ons ook, Matteus 28. Dis die opdrag dat ons die evangelie moet verkondig. En hierdie twee goeders, die groot gebod en die groot opdrag, het die wêreld oor 2000 jaar verander. Met al die foute van die Christendom, het die Christendom liefde geplant, naaste liefde, en dit is uitgebou op baie maniere, dat die wêreld vandag 'n beter plek is, as voor Christus gekom het. En die groot opdrag het gemaak dat ons nie meer die geloof net vir onsself hou nie, maar dat die geloof in Christus gegroei het van 12 mensies, die 12 disipeltjies, na 2 biljoen mense. Dus dit het die wêreld verander. Maar daar's mense wat vandag sukkel met die groot gebod en die groot opdrag. Hulle sê, ek sukkel met liefde, want om liefde in hierdie harde wêreld uit te lewe, in hierdie krom en skewe Suid-Afrika, dit wil nie werk nie. En ek sukkel met myself, want ek kort borrel daar nog 'n stuk hatigheid en kwaad en woede op, en dan kry ek nie reg om my naaste lief te hê soos myself nie. En mense sukkel en hulle sê, die groot opdrag, ek is maar een van die stil mense, ek sal nie die evangelie kan verkondig nie. En daarom, omdat ons soms sukkel met die groot gebod en die groot opdrag, wil ek vandag vir julle vertel van die groot geheim. Weet jy, in die boek Kolossense 1, word daar gesê, daar's 'n geheim wat eintlik vir eeue lank verborge is en nou skielik bekend gemaak word. En toe sê Paulus, wat is die geheim? Hy sê in Kolossense 1 vers 27, die inhoud van die geheim is, Christus is in julle. Hy is die hoop op die heerlikheid. Weet jy, dis 'n verstommende geheim. Dit beteken, Christendom is nie 'n filosofie, 'n klomp godsdienstige gebruike nie. Dis 'n persoonlike verhouding met iemand wat in my bly. Dis 'n liefdesverhouding met God, die Seun van God. Dis nie maar net dinge wat ek moet weet en dink en doen as godsdiens nie. Christendom is nie 'n godsdiens nie. Dis 'n verhouding met Christus. Die geheim is, Christus is in my. Daar het 'n inwoner gekom en daarom is die wêreld anders. Daar het 'n kragbron gekom. Ek wil dit amper simboliseer met 'n kersvlammetjie. Dis asof toe Christus gekom het, het hy 'n vlammetjie in my aan die brand gesteek. En in plaas daarvan dat ek net 'n klomp dinge self moet produseer, het hy gesê, ek en jy gaan dit doen. En dis die groot verskil. As ek sukkel met die liefdesgebod en ek kry al hierdie kwaai lelike goeters binne in my, en later wil ek sê, ek kan nie woede beheer en my liefde groter maak nie. Dan sê Christus, jy kan nie, maar ons kan. Want Christus woon in my.
Hy is die kragbron, die energiebron, wat maak dat ek nie net luister en sukkel nie, maar dat ek luister en reg kry, luister en doen wat die groot gebod en die groot opdrag vir my sê. En nou wil ek vertel van die storie van die tropganse wat nie wou vlieg nie. Daar's 'n Deense filosoof van die 18de eeu, die 19de eeu, Kierkegaard. En hy het 'n gelykenis vertel, die gelykenis van die ganse wat by die boer in sy hok gebly het. En daai ganse het baie lekker daar gebly, want hulle is veilig, daar is nie gevaar van jakkalse wat hulle vang nie, hulle kry kos, dis 'n lekker plek om te bly. Toe kom daar so 'n filosoofgans by hulle bly, en hy begin vir hulle vertel, maar julle kan nie net hier in hierdie hok bly nie, die wêreld is groter as dit, kyk net na die wêreld, dink net aan die wêreld daar buitekant, van reuse plekke wat julle kan ontdek, en kyk na julle vlerke. Onthou, julle kan vlieg. Dink net aan julle voorvaders, hulle het die wêreld ontdek en gevlieg, en hulle het nie net in 'n hok gebly nie. Hulle het gewaag om hulle vlerke te gebruik en te vlieg. En die tropganse het lekker geluister na hierdie dominee wat so mooi preek. Hulle het gesê, "Jeeg, dit is inspirerend. Kyk net na die vlerke, dink net aan die groot wêreld. Dit is regtig iets wat vandag vir my inspireer." Maar as hulle klaar geluister het na die preek, dan stap hulle weg. En hulle gaan eet maar weer die kos wat die boer vir hulle gee, en hulle gaan swem maar weer in die dammetjie, en hulle styg nie op en vlieg nie. Kierkegaard se verhaal is die verhaal van die kerk. Dat ons baie keer luister na dit wat vir ons inspirerend vertel word. Dat ons vir 'n dominee sê, "Dominee, dit is regtig 'n goeie preek." Maar gaan doen jy wat daai preek sê? Sprei jy jou vlerke uit, styg op uit die hok wat jou vasgevang hou en vlieg. Die verskil om te luister en terug te stap, of te luister en te vlieg, is Christus is in my. Ons kan, sê Christus. As jy met die groot gebod gekonfronteer word, dan gaan jy dit reg kry om met hart en siel en verstand vir my lief te hê, al is jy selfsugtig. Om jou naaste lief te hê, al is jy maar selfgesentreerd. Jy gaan dit reg kry om die evangelie uit te dra, die kerk te laat groei, die vriende en familielede te oortuig om ook te glo. Vreemdelinge te leer ken en vir hulle te help om tot geloof te kom. Want Christus is in jou. Dis die groot geheim. Die groot geheim maak die groot gebod en die groot opdrag moontlik. Ons is ganse wat kan vlieg. Kom ons bid daarvoor saam. Hemelvader, dankie vir die groot geheim wat ons weet. Dat God nie 'n filosoof is wat ver uit die hemel uit is met ons praat nie, maar Seun van God wat na ons toe gekom het en gesê het, ek wil in julle harte kom woon. Here, dankie vir hierdie inwoning in ons. Gee vir ons die genade dat ons uit daardie inwoning 'n energie sal kry, wat maak dat ons meer doen as net luister en koppe knik, maar dat ons luister en vlieg. Luister en doen. Gee vir ons daarvoor u inwoningskrag in Jesus naam. Amen. Dit is 'n voorreg om met julle te praat.